Goeiemiddag Suid-Afrika, 1400 op hierdie 7de Mei, teen die tyd van hierdie berig wat uitkom vir die Iran-oorlog. Ek is Morne Botha vir Koppel TV, hier vanaf Nashville volgend. So op die oomblik, weet almal is ons besig nog met peace talks, daar's 'n blokkade in die Strait of Hormuz, wat die Iranse ekonomie afsny, en op die oomblik is dit redelik stil daar, behalwe gister het die Amerikaanse vloot, Amerikaanse lugmag, het hulle op 'n Iranse olietanker geskiet, wat probeer het om deur die blokkade te gaan. Hulle het die tanker se radar uitgeskiet, en hy is nou op anker, so hy kan nie deurkom waar hy wou nie. Hy het vir ure die waarskuwings wat na hom toe gestuur is vir onagsaam, en hulle het hom geneutraliseer. So hy is nou op anker daar iewers in die see, en het nog nie by die port uitgekom nie. So gaan die squeeze op hulle ekonomie aan, deur die enige skep, containers, olie, enige iets op pad Iran toe af te sny. So hulle het nie kommers nie, hulle het nie 'n inkomste nie. Nou is daar ook ouens wat kommentaar gemaak het en sê, wat van oor land? So ja, definitief moet hulle nou op 'n ander manier probeer voorraad en goed inkry, 'n bietjie kommers aan die gang te kry. En alhoewel dit kan doen is oor land. Treine, nou ongelukkig vir hulle, daar's nie oneindige getal treinspore wat inkom deur Pakistan en Iran in het. Daar's 'n paar enkele lyne wat daar aankom. En jy kan een trein op 'n slag opsit. Jy kan nie, dis nie soos 'n interstate of soos die see wat jy 40, 50, 60 containerskepe op 'n slag kan deurstoot nie. Jy kan een trein op 'n slag stuur. En hier's die probleem met treine. Ander ouens het ook gevra, wat van olie? Kan hulle nie van hulle olie wat hulle nou nie uit die land kan uitkry, op 'n trein laai en dit deur Pakistan uitvat na die ooste toe, na Asië se kant toe, jy weet, China en so aan. Jy kan, niks keer jou nie. Die probleem is, jy het meer as 2900 treintrokke nodig om die olie van een olietanker te laai. En niemand het so baie treintrokke nie. So dis, jy kan nie 2900 olietrokke op een trein sit nie. Dit gaan jou 'n hele klomp, miskien meer as 100 treine nodig het, met elkeen wat 290 trokke, as hulle so swaar, want dit is baie swaar. So dink net daaraan, jy gaan miskien 200 treine nodig hê om een container, een olietanker se olie daar uit te kry. So dis hoekom dit nie oor land gedoen word nie. Dis hoekom olie met olietankers in die see gedoen word, want dit is die maklikste en die vinnigste manier om groot getalle olie by 'n plek uit te kry. So dis net nie begaanbaar nie. Hulle het nie genoeg treintrokke nie, hulle het nie genoeg spore nie. So hulle kan containers, hulle onthou, containerskip ook vat honderde containers op een skip, en jy kan net 'n sekere hoeveelheid op een trein kry. So jy's beperk, jy's ernstig beperk as jy dit met treine wil doen, of trokke oor land. Maar jy kan 'n klein bietjie, 'n trikkel van jou normale ekonomie laat vloei so met oor land. Iran het 'n deal weer gestuur gister, wat hulle gesê het, okay, hulle sit die deal op, hulle sal hulle nuclear projek opgee, maar in ruil voor hulle wil die Strait of Hormuz beheer. Dis 'n no-go van die begin af. Daar's nie 'n manier dat die president Trump of die westerse wêreld gaan toelaat dat die internasionale waters wat die Strait of Hormuz is, oorgegee word aan Iran om hulle tolhek op te sit nie. Daar's net nie 'n manier nie. So dan no-go. Wat gaan gebeur as hierdie deal kom? President Trump praat van, hulle is redelik, dit lyk, onthou, ons weet nie wat agter die skerms aangaan, met wie praat hulle, waar trek hulle met die goed nie, en dit word nie baie bekend gemaak nie, maar hy praat van, hulle trek nogal ver. As die deal kom, wat gaan gebeur? Eerste ding is, definitief, hulle gaan hulle wapens capability moet opgee vir nuclear wapens. Hoe monitor? Dit gaan gemonitor word met inspeksies van Amerikaners af, nie van hulle, jy kan nie vir hulle vertrou om te sê ons doen dit nie. Dit gaan dieselfde wees soos met Japan na die Tweede Wêreldoorlog en Duitsland na die Tweede Wêreldoorlog. Hulle is sanksies op hulle gesit, hulle mag nie sekere wapens bou nie, en is met inspeksies gedoen. So dieselfde ding gaan gebeur in Iran.
President Trump het vir hom weer gesê vir die Iraniërs, take the deal of die bombing begin van vooraf. Wat hulle moet sien en besef, die Amerikaanse weermag het nog nie teruggetrek, hulle is nog presies waar hulle was, toe die skietstaking begin het, paar weke terug. Die enigste verskil is, hulle is nou baie sterker as wat hulle was, hulle het opgebou, ekstra skepe ingekom, ekstra wapens, so, die Amerikaanse weermag staan gereed vir enige oomblik as president Trump sê, okay, strike, dan die eerste strikes gaan gebeur binne enkele minute daarna. So, hulle moet maar net op 'n punt kom. Intussen sien ons die oliepryse sal in die laaste 5 dae afgekom met 14%. Weens hierdie sprake van hoe ver trek die goeders, die markte begin nou bietjie meer rely daarop. Hulle sien daar is nie daar's nie geskietery en so nie. So die oliepryse het al afgekom. Dit is nog steeds 34% bo dit was voor die begin van die oorlog. Maar as hierdie ding binne die volgende paar dae of 'n week afgehandel kan word, sal ons die oliepryse sien afkom redelik vinnig, want alles laat hy stryd heeltemal oopmaak en hy olie begin vloei weer. Die voorspelling is dat die olieprys kan drop nog laer as wat dit was voor die oorlog was. Wat dan baie goeie nuus vir die hele wêreld gaan wees. Ek hoop dan net julle in Suid-Afrika se petrolprys kom af tot wat dit was voor die oorlog, of eintlik laer. Maar soos ons weet, julle regering werk nie so nie. Hulle gebruik goed soos hierdie om die petrolprys op te stoot, en as die olieprys weer afkom, dan bring dit 'n bietjie af om jou happy te maak, maar hulle bring dit nie af na waar dit was nie. Of nou dieselfde bedrag wat dit was met daai nuwe olieprys nie. So, ongelukkig is die skermregering van julle, gaan jou nog steeds besteel. Maak nie saak wat se rigting die ding gaan nie. Maar dis dan vir vandag. My naam is Monay Botha vir Koppel TV. Geniet die dag verder.